'n mens hoor soms iemand sê, ek was nie 'n beplande kind nie, ek was sommer net 'n glipsie. Maar weet jy, God het jou geboorte beplan, al het jou ouers jou dalk nie beplan nie. Selfs al wou jou ouers jou dalk nie gehaat het nie, God wou jou van die begin af hê. Daarom kan jy glo dat hy reeds voor jou geboorte besluit het om vir jou te oorlaai met sy goedheid. En dis presies wat Jeremia 29 vers 11 sê. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir jou 'n toekoms gee, 'n verwagting, en daar staan 'n uitroepteken agter verwagting. Jeremia 29 vers 11 is 'n vers wat vir my altyd diep troos en vir my hoop kom gee. Veral in tye wanneer ek in onsekerheid en in moeilikheid leef. Met hierdie belofte van God verseker hy vir my dat hy my persoonlik ken en dat hy betrokke is by elke tree van my lewe. Hy verseker my dat hy 'n doel met my lewe het. Toe hierdie vers geskryf is, was die Israeliete in ballingskap in Babylon. Hulle toekoms het somber en onseker gelyk. Hulle was ver van hulle geboorteland, hulle vaderland af. Hulle tempel is verwoes en hulle hoop was besig om te kwyn. En toe stuur God die profeet Jeremia met hierdie boodskap van hoop. God het nie net verlossing vir hulle beloof nie, hy het ook vir hulle verseker dat hy hulle nie vergeet het nie en dat sy planne vir hulle uiteindelik wel ten goeie sal uitdraai. In ons lewe kom ons dikwels in situasies wat soos ballingskap voel. Dit voel of ons ver weg van ons drome en ons doelwitte is. Ons belewe dalk beproewinge wat onoorkomelijk lyk. Die toekoms lyk miskien onseker, donker. En dan kom Jeremia 29 vers 11 om vir my te sê dat God se planne met my steeds aan die gang is, selfs wanneer ek dit nie meer kan sien nie. God se belofte van voorspoed gaan ook nie noodwendig net oor materiële rykdom of wêreldse sukses nie, maar hy beloof 'n algehele welstand en 'n geestelike voorspoed. Sy planne vir my is ontwerp om my te vorm tot die mens wat hy my geskep het om te wees, om my diepste doelwitte te kan vervul. Om so op God se planne te vertrou, vra natuurlik altyd geloof, veral wanneer my huidige situasie glad nie lyk soos die beloftes wat God aan my gemaak het nie. Dit beteken, ek sal moet glo dat God se perspektief veel groter as my eie is, en dat sy tydsberekening veral perfek is. As jy aan hierdie belofte kan vashou, dan kan jy vrede vind in die wete dat jou lewe in die hande van 'n liefdevolle, soewereine God is. 'n God wat vir jou net die beste wil gee. Jy is nie maar per ongeluk op aarde nie. Jy leef nie maar net om die lewe om te kry nie. Jy is nie 'n vyfde wiel aan die wa nie. Jy is in niemand se pad nie. Jy is nie waardeloos nie. God het van voor jou geboorte af planne met jou. Hy het al voor jou geboorte besluit dat jy iemand baie spesiaal gaan wees. Jy gaan nie net een uit 'n miljoen wees nie, jy gaan sommer een uit 'n paar biljoen wees. Dis wat hy vir jou beplan het. Miskien voel jy dan nou in hierdie oomblik in ballingskap en dan kom sê God vir jou, dis nie wat ek vir jou beplan het nie. Dis nie waar ek jou wil hê nie. Dis nie waar ek jou gaan los nie. So daarom bid ek dan nou, dat jy wat nou luister, dat jy jou hand sal uitsteek na God, sodat hy jou kan oplig, en sodat hy sy fantastiese doel met jou lewe kan begin uitvoer. Dankie Hemelse Vader, dat U niemand van ons in ballingskap los nie, dat U nie vir ons ballingskap wil hê nie, dat U gekom het om vir ons volkome te kom vrymaak. Kom raak dan nou elkeen wat nou in ballingskap voel, kom raak vir ons aan, en kom bevry vir ons asseblief. Amen. Baie dankie vir die saamluister, mag die Here jou vandag in totale vryheid en vrede laat leef, want onthou hy het groot planne met jou.